Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, wat 'n heerlike voorreg dat ons vanmôre weer in U teenwoordigheid mag intree. En dan doen ons dit met 'n heilige ontzag. Want U is die Almagtige. U is die ewige God. Ja, en U is die enigste lewende God. Wat met ons, U kinders, bemoeienis maak. En as ons tot U nader, dan doen ons dit alleen maar omdat U eerste tot ons genader het. Ja, ons besef, ons is maar mense van stof en as. En as U met ons sou handel soos ons verdien, dan moes U ons van die wêreld weggevee het, voor U aangesig verdryf het. Maar ons dank U, o Vader, en ons loof U, dat U 'n genadige God is. 'n Vader wat nie boek hou van die kwaad nie, wat ons oortredinge nie toereken nie. Ja, U het al ons skuld en al ons straf, het U op ons Here Jesus Christus laat afkom. En ons dank U vir Hom, dat ons deur Hom U ons Vader mag noem, en mag weet ons is U kinders, en ons sal dit altyd bly, want U gaan nooit terug op U woord nie. Vader, ons dank U, dat ons hier mag saam wees vanmôre, dat ons U woord mag hoor. Wil U ons troos uit U woord, en ons oprig, want U weet, o Vader, hoe stikkend is hierdie wêreld waar ons leef elke dag. Ons word gekonfronteer met soveel gebrokenheid. Ja, ons eie gebrokenheid, ons eie verganklikheid, maar ook met die boosheid in die wêreld. Oorloë wat 'n invloed ook op ons het. Dit het gevolge ook vir ons. En as ons al hierdie dinge sien, dan dreig ons partykeer om kleingelowig te raak. En mense sê dit ook, dat U nie meer in beheer is nie. En daarom bid ons U, wil U al U kinders op hierdie aarde bewaar. Ja, op elke plek waar die woord vandag verkondig word. Gee dat U woord suiwer verkondig sal word. Dat meer en meer U woord sal hoor. Dat die getal van die uitverkorenes vol kan word. Dat ons Here Jesus op die wolke mag kom. Om ons vir eens en vir altyd uit hierdie wêreld uit weg te neem. Maar terwyl ons hier is, o Vader, gee vir ons die krag van die geloof. En gee dat ons met die oog van die geloof sal kyk. Dat ons die dinge sal sien as geboortepyne. As tekens van die eindtye. Maar steeds dat U in beheer is. Ja, ons bid U, o Vader, gee dat U naam geheilig sal word op elke plek. Gee dat die koninkryk sal kom. En gee dat U wil sal geskied. Dit bid ons alles in die naam van ons Here Jesus Christus,
Amen. Broers en susters, ons lees saam uit die woord van die Here, uit Paulus se eerste brief aan die Korintiërs, die tweede laaste hoofstuk van die brief. Dis nou waar Paulus die gevolge van die Here Jesus se opstanding, ons het verlede week die opstanding van ons Here Jesus gevier, soos elke Sondag, en dan skryf hy in die eerste paar verse, die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, dis Petrus, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. En daarna het hy aan Jakobus verskyn, en toe aan al die apostels, heel laaste, sê Paulus, het hy ook aan my, die misgeboorte, verskyn. En dan lees ons, dan skryf Paulus oor die gevolge van die Here Jesus se opstanding in vers 35. Maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Dis 'n dom vraag. Wat jy saai, kom nie tot lewe tensy dit eers sterwe nie. En wat jy saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel, of dit nou koring is of iets anders. Maar God gee 'n gestalte daaraan, soos hy bepaal het. Aan elke saadsoort gee hy 'n eie gestalte. Die vleis van lewende wesens is nie alles eenders nie. Daar is verskil tussen die vleis van mense, van diere, van voëls en van visse. Daar is hemelliggame en daar is aardse liggame. Die glans van die hemelliggame is anders as die van die aardse liggame. Die glans van die son is anders as die van die maan of die van die sterre. Ook verskil die een ster se glans van die van die ander. So is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word, is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word, is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word, is swak en word in krag opgewek. 'n natuurlike liggaam word gesaai en 'n geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is daar ook 'n geestelike liggaam. So staan daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam het die lewendmakende gees geword. Die geestelike kom nie eers nie, maar die natuurlike en daarna die geestelike. Die eerste mens is uit die aarde en is stoffelik. Die tweede mens is uit die hemel. Soos die stoffelike mens was, soos ook die stoffelike mense. En soos die hemelse mens is, soos ook die hemelse mense. Soos ons die beeld van die stoffelike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Wat ek bedoel, broers, is dit: vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur. Want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word: die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde. En die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Hierdie laaste vers, broers en susters, is die kernvers. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here,
omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Broers en susters en kinders, veral in hierdie dae hoor 'n mens, al hoe meer mense sê, maar is die lewe nog die moeite werd? Met al die dinge wat in die wêreld gebeur, is dit nog die moeite werd om kinders te hê? En mens hoor so dikwels, mense sê, maar wat gaan van ons kinders word? Hoe gaan hulle hierdie wêreld oorleef? En nou die prediker het aan hulle Ou Testament het hy al gevra, wat baat dit 'n mens om gebore te word as jy weer net later moet sterwe? U ken die prediker se woorde, toe hy gesê het, alles is te vergeefs. Is dit nog die moeite werd? En dan wonder 'n mens party dae, maar het die prediker nie 'n punt beet gehad nie? En dis juis hier waar Paulus die Here Jesus se opstanding aan ons voorhou en die gevolge daarvan. 'n Paar verse vorentoe wat ons nou nie gelees het nie, sê hy, hoekom moet ons nie maar die houding hê van, laat ons vandag eet en drink en vrolik wees, dat ons die lewe geniet, môre sterf ons dalk. Maar die taal wat Paulus hier praat, het allerminst die toon van mismoedigheid. Hy praat die taal van oorwinning, van triomf. Hy het nou 'n lang brief aan die Korintiërs geskryf, baie probleme aangeraak. En dan kom hy by die opstanding van ons Here Jesus en dan sê hy eers vir ons, die feit van die opstanding is 'n feit wat soos 'n paal bo water staan. Mens kan nie daarmee stry nie. Dan sê hy, volgens die skrifte, Christus het vir ons sondes gesterf, hy is begrawe, hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, volgens die skrifte. Hy het aan baie mense verskyn. Ook aan hom wat Paulus is, het die Here verskyn. En vir hom onteenseglik gewys dat hy leef. En nou sê Paulus, Christus se opstanding is die waarborg dat elkeen wat aan hom glo, ook op die laaste dag as die Here Jesus kom, sal opstaan uit die dood. Dan kom hy hier tot 'n wonderlike slotsom. Hy sê, daarom, liewe broers, een van die verklaarders praat van hierdie vers as die hoogtepunt, nie net in hierdie hoofstuk, maar in die hele brief van Paulus. Dan sê hy, hier is die dinge wat die lewe die moeite werd maak. Want ons leef uit die opstandingskrag van ons Here Jesus Christus. En dan noem Paulus 3 dinge wat ons in ons lewe moet toepas. Omdat ons leef uit die opstandingskrag van ons Here Jesus. Die eerste een sê hy, daarom, liewe broers, wees standvastig. Waarom sê hy so? Hy sê daar is 'n vaste basis onder ons voete. 'n Onbeweeglike fondament. Naamlik die Here Jesus se opstanding uit die graf. Alles in hierdie wêreld kan verander. Soldate en wapentuig kan die wêreld platskiet. Maar die Here se waarheid en die Here se woord sal bly vas staan. Dis meer as 2000 jaar terug dat die vrouens daar die Sondagmôre by die graf gekom het en gesien het die graf is leeg. Die engel het vir hulle gesê, hy wat julle soek is nie hier nie, hy het uit die dood uit opgestaan, hy leef. En dis die fondament, broers en susters, waarop ons staan.
Oor 1000 jaar van hier af sal die Here Jesus se graf steeds leeg wees. En dit sal steeds vir ons gevolge hê. Hy wat mens geword het, hy wat gekruisig is, hy wat begrawe is, hy het uit die graf uit opgestaan. Daarom, wees standvastig in die Here. Leef in vertroue op die Here. Maak jou kinders groot, met die vertroue dat die Here ons en ons kinders sal bewaar. Ja, hy sluimer nie, hy slaap nie. En hy skenk elke oggend vir ons die krag van ons Here Jesus Christus. En nou sê Paulus, bly in daardie waarheid vas staan. En dan die tweede ding wat hy sê, wees onwankelbaar. Dit gebeur partykeer dat ons begin twyfel. Paulus praat in Efesiërs van die winde van dwaalleer, wat soos golwe op en af en heen en weer beweeg. En daardie golwe van dwaalleer dreig partykeer om ons om te gooi. Dat 'n mens mooi moet gaan kyk, wat is die waarheid? Soms voel dit vir 'n mens asof die storm van hierdie lewe jou wil onderkry. Die branders gaan jou van die rotse afspoel. Veral partykeer as ons gekonfronteer word met ernstige siekte, of as ons 'n geliefde aan die dood moet afgee, dan fluister die duiwel in ons ore, wat 'n vaste grond het jy? Die duiwel sê vir jou, die enigste vaste grond wat jy op hierdie aarde het, is daardie doodserfie van 2 meter lank by 1 meter wyd en 6 voet diep. Die duiwel wil vir jou sê, dis jou vaste grond. En dit is wat Paulus hier sê, broers en susters. Paulus sê nee. Die opstandingsevangelie van ons Here Jesus sê, wees onwankelbaar. Jou Here lewe, en daarom lewe jy ook. Ons word gebore om nooit die tweede dood te sterf nie. My stukkie grond van 2 meter by 1 meter by 6 voet diep, moet 'n mens sien as die saailand van God, wat vertel van die belofte van 'n nuwe lewe wat op jou wag. Jy's daarom, moet jy jou nie laat omstamp deur enige dwaalleer nie. Moenie laat twyfel jou onderkry nie. Wees onwankelbaar. En dan die derde ding wat Paulus sê, wees altyd oorvloedig in die werk van die Here. 'n Mens wat lewe met die verwagting van die opstanding, so 'n mens staan op om te werk. Die verwagting van die opstanding maak my vry om te werk. In 2 Korintiërs sê Paulus, hy noem ons medewerkers van God. Ons is medewerkers in die koms van sy koninkryk. Die manier waarop ons leef. Die manier waarop ons leef moet vir mense sê, daar is 'n God in die hemel, wat in beheer is. En moet ook nie probeer om die onsekerheid van die lewe weg te werk. Jy kan nie deur harder te werk wegkom van die naderende dag van jou dood nie. Maar, sê Paulus, ons werk in diens van die Here. Juis omdat ons die opstanding verwag. Ons werk met ons gesigte in die Here se rigting. In die rigting van sy ewige lig. En die glans daarvan moet reeds op ons gesigte sigbaar wees. En daarom moet ons weer vra, is die lewe die moeite werd? Is dit nog die moeite werd om kinders in die wêreld te bring?
En dan kan ons onomwonde sê ja. Want ons doen dit, ons leef, ons maak ons kinders groot in die lig van die Here se opstandingsevangelie. Ons Here Jesus het die dood oorwin. Ons ontvang daardie verwagting dat ons net soos die Here Jesus sal opstaan. Sy leë graf is die waarborg dat ons elke dag met moed en met vreugde kan lewe. Ons kan die storm van hierdie lewe kan ons stormloop. Ons kan die lewe aanvat, broers en susters. Want niks is te vergeefs nie. Een van die verklaarders sê dit so treffend. As jy partykeer voel soos 'n blaartjie wat in die weer in die stormwind fladder, dan moet jy dink daaraan dat jy op 'n rots geanker is. As jy dalk opstaan in die môre met 'n verkeerde voet uit die bed en jy's in 'n slegte bui, dink daaraan jou slegte bui kan die Here Jesus nie terugstuur in die graf nie. En dan so mooi sê iemand, as die lewe 'n paar flentertjies lap na jou kant toe slinger, maak 'n lappieskombers daarvan, waarmee jy iemand wat koud kry kan toemaak. Dis die moeite werd. Die lewe is die moeite werd. Calvin het gesê, waarom en waartoe leef ons? Hy het gesê, ons is geskep met ons gesig in die rigting van God gedraai. 'n Mens moenie doodgaan voor jy doodgaan nie. 'n Mens moet voluit lewe terwyl ons lewe. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir hierdie waarheid, dat ons Here Jesus die dood oorwin het, dat hy vir ons die ewige lewe verwerf het. En terwyl ons op hierdie aarde is, gee U vir ons die krag en die moed en die geloof om elke dag voluit te leef. Daarvoor dank ons U. Maar dis ook ons gebed, o Vader. Gee dat ons altyd die kwaad met die goeie sal oorwin. Ja, en gee vir ons die krag van die geloof. Dat ons nie in wêreldse omstandighede sal vaskyk nie. Maar dat ons sal bly glo dat U in beheer is. Ja, U die hare op ons kop almal getel. En nie een daarvan val op die grond sonder U wil nie. Wil U ons bewaar soos die skaduwee aan ons regterhand. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.